Week 25 het aangebreek en ons het besluit om van België af oor te gaan Frankryk toe. So in die noorde van Frankryk het ons gereis. Een of twee plekke verbygery totdat ons 'n oorslaapplek gekry het. Die naam is Conti. Met 'n paar mere daar waar ons om die dammetjie gestap het, maar eintlik maar net daar oor nag het, want daar is nie veel anders in die dorp. Ja, ons was eintlik op pad na Amiens toe gewees en toe het ons besluit nee wat, ons gaan Amiens 'n skiep gee. En na ons oorslaap by Conti het ons vertrek na die een van die mooiste plekke waar ons nog ooit was, Mesniers en Brey. Dit is net buitekant Neufchâtel en Brey. Pragtige plek, ons het 2 dae daar gebly en die hele wêreld plat gery met die fietsse. Ja, dit is regtig baie lekker fietspaai wat hulle het. Jy is heeltemal op jou eie. Ons het natuurlik baie kaas geproe. Ja, maar as ons vertel van die kaas. Ja, Arno vergeet nou van die kaas, maar die kaas daar by Neufchâtel het 'n baie spesifieke hartjie vorm. En ek het dit op Instagram verduidelik, so dit is een van die redes hoekom ons soontoe is. Maar 'n pragtige wêreld. En daarvan af het ons weer gery na 'n groter stad toe, Rouen. Daar het ons 'n staanplek gekry op die hawe, maar dit was nagenoeg dat ons kon stap. Die hele stad vol. Al het dit gereën, kon ons met ons ambrele en ons reënjasse baie verkenning. Ja, Rouen was vir ons eintlik baie lekker. Ons het nie veel van dit verwag nie en op die ou en die 2 dae daar ook gebly. Was baie mooi geweest, die geboue en die stad is pragtig. En dan het ons 'n heerlike besoek aan die museum gehad. Dit was lekker geweest. Kunstmuseum, ons ja. het heerlik daar rondgeloop, baie geleer. Omdat dit reënerig was het lekker warm en knus binne-in. Ons het ook 'n lekker koffiewinkel daar gehad. So ons kon lekker rondloop en ons bietjie verlustig aan al die mooi kunswerke wat daar uitgestal is. Ja, toevallig in daardie museum is van die mees indrukwekkendste werke van Monet wat uitgestal word. En min mense besef dit, almal dink hulle moet Monet in Parys kry, maar van sy beste werk is hier in Rouen uitgestal. Ja, die stad self is natuurlik ook bekend vir al sy kathedrale, maar daar is ook 'n paar nuwe moderne geboue soos die ene wat ons baie geniet het, wat net so eentjie van ons staanplek af was. Ja, so Rouen was regtig 'n lekker besoek geweest. Ons het amper weer 'n keer teruggegaan soontoe. Na Rouen tref ons toe die moeder van alle storms. Dit was iets verskrikliks geweest. Die weer het gesê die wind het tot 82 km/h gewaai. Was seker nie so erg nie, maar daai nag het ek die hele nag gedog ons waai om. Ja, ek weet jy, die wind was so erg geweest dat ons op 'n stadium die motorhome geskuif het dat hy nie dwars voor die wind staan nie en dit het 'n bietjie gehelp. Gelukkig het dit ook nou nie lank geduur nie. Die volgende dag skuif ons toe Honfleur toe. En Honfleur is een van ons gunsteling stoppe gewees. Ja, pragtige klein hawe dorpie. Die staanplek is ook amper binne in die hawe. So ons het baie tyd gehad om rond te loop. Baie mooi restaurantjies, koffiewinkels en natuurlik baie toeriste, maar dit is vir ons baie lekker om daar te bly. Ja, die geboue is pragtig en die kuns, soos wat julle daar sien, fenomenaal. So ons het ons vergaap aan alles rondom ons. Dis kleurvol, die plekkies is pragtig met die hout wat so ingewerk word op die geboue en alles sentreer rondom hierdie klein hawetjie. Dit was natuurlik ook die eerste keer in 'n lang tyd wat ons weer die see gesien het, maar die water was maar lekker onplesierig, modderig en ons het gestap tot by die mond, maar die wind was onplesierig, so ons het nie lank daar afgetoef. Ja, dit is nie Melkbos se strand of Melkbos se see nie, so Honfleur is pragtig, maar die strand kan nie kers vashou nie. Ja. Was het maar moeilik afskeid geneem by Honfleur, maar besluit om aan te skuif na 'n plekkie wat se naam Kaborg is, nie baie ver daarvan af nie. Bekend vir sy casinos en oudtydse pragt en praal,
En natuurlik hierdie groot strand, wye strande. Ja, die perdekarre jaag so op die strand. Jy kan eintlik op die perdekar gaan ry as jy wil. Maar die elite, die ryk mense, hou vakansie daar by Kaapburg. Van daar af is ons toe na een van die ou pragtigste dorpies, Beuvrages en Auge. Ek sê dit totaal verkeerd, maar 'n pragtige klein Franse dorpie. Dis piepklein, alles wentel rondom die markplein, maar die mooiste gebouetjies met die pragtigste straatjies en die interessantste goedjies in daai dorpie. Ja, daar het ons weer gebly op 'n baie lekker plaas. Ouens maak appel en cider. Die vrou het vir ons 'n bietjie 'n toer gevat en verskillende produkte gewys. 3 soorte wat hulle het, van soet tot en heel droog. En dan natuurlik ook hierdie vleisgeregte wat hulle in potjies verkoop. En ons kan 'n paar van hulle produkte proe en geëet het. Ja, ons het heerlik gebly op die plaas, heerlik cider gedrink en in die appelboorde gekamp. Ja, nee, dit was baie lekker geweest. Ons het so lekker daar gebly dat ons sommer daarna by nog 2 plekke op 'n plaas gaan bly het. Van daar is ons weer na 'n groot plek toe. Dit was eintlik so 'n roete stop by Bayou, indrukwekkend ou geboue, ou stad. 'n Rustige plek, die lekkerste koffieplekkies tussen hierdie ou straatjies en hierdie kanaaltjies waar ons rondgeloop het. So dit was lekker. Ja, die eintlike idee was dis naby aan die kus waar ons bietjie gaan kyk het van Normandie se kus, die Tweede Wêreldoorlog, die D-dag strande. Indrukwekkend om van die oorblyfsels van die oorlog ons daar raak te loop, te sien hoe dit gewerk het. Baie interessant geweest. Ons het sommer 'n hele paar ure daar rondgery en al hierdie goeders bekyk. Ja, mens besef as jy daar is hoe tragies oorlog is en mense wat so maklik sê, maar ons maak oorlog en ons wen, werk nie so nie. Daar is, soos ek op Instagram ook gesê het, nooit wenners in 'n oorlog nie. Maar dit was goed om dit te sien. Ek is bly ons het soontoe gegaan. Ja, nee, dit was baie interessant geweest. Ook 'n hele klomp weermaglede daar gekry wat besig was met opleiding en toe ons op pad terug is, het ons ook hulle daar in die Mielielande gekry waar hulle besig was met hulle roetemars. Ja. So, dit was lekker geweest. Ja, ek kry skoon skaamte ons hierdie video maak, maar ons het daai aand weer by 'n ciderplaas geprobeer, by 'n kaasplaas geslaap die volgende aand, lekker geëet aan die kaas en lekker gedrink aan die cider. Ja, dit was heerlik geweest, maar ons eintlike roete was op pad na Mont Saint-Michel, wat 'n bucketlist is, wat ons nog altyd wil gaan besoek. Daar het ons eerste dag vastgeloop en toen seker wêreld 3 kampe inkoms, baie fietsryers en drabbers en swemmers, maar ons het ook groot tyd gehad om na die kasteel. Ja, is 'n eiland en 'n abbey met 'n groot kathedraal en die ou stad rondom hom op hierdie eiland, die Mont Saint-Michel. Nou die interessante ding van Mont Saint-Michel is dat daar 'n geweldige wisseling van getye is. So die een gety heel laag, een gety heel hoog. So ons het beide gesien en dit was pragtig. Dit was heerlik om Normandy te verken. Volgende keer gaan ons Brittany toe.